Die boek van Handelinge. In die eerste video het ons gesien hoe Lukas die boek begin deur vir ons uit te wys hoe Jesus nadat hy uit die dood het opgestaan het, verhoog is as koning oor die wêreld. Hy het beloof om die Heilige Gees te stuur as sy eie persoonlike teenwoordigheid, om sy volgelinge te bemagtig om uit te gaan in die wêreld en getuies te wees van die goeie nuus oor sy koninkryk tot hy eendag sal terugkeer. En so het die beweging in Jerusalem begin, toe die Gees gekom het en van Jesus se volgelinge die nuwe tempel gemaak het, soos beloof is deur die Bybelse profete. Maar dit het konflik veroorsaak met die leiers van Jerusalem, en so het dit tot die vervolging van die Christene gelei. Maar die Gees het dit in iets goeds verander. Dit het eintlik die manier geword waardeur die oorspronklike Joodse Jesusgemeenskappe uit Jerusalem gedryf is om 'n multi-etniese internasionale beweging te word. En die vlagskipkerk van hierdie uiteenlopende Jesusbeweging was in Antiochië, die grootste stad in daardie gedeelte van die Romeinse Ryk. So kom die verhaal tot 'n einde, met Barnabas en Paulus wat die Antiochiese kerk bedien. En die Gees het die kerk aangepoor om hulle op 'n sendingsreis te stuur wat 'n hele nuwe afdeling van die boek afskop. Die verhale van Paulus en sy medewerkers wat na verskillende stede in en om die Romeinse Ryk gereis het, terwyl hulle die goeie nuus aankondig dat Jesus koning is. Die eerste sending is na die binneland van wat Klein-Asië genoem is. Dis waar Turkye vandag is. En dit eindig met 'n belangrike vergadering terug in Jerusalem. Die tweede sending is deur Klein-Asië en dan na antieke Griekeland. En dan is die derde sendingsreis weer deur dieselfde gebied en dit eindig met Paulus se reis al die pad terug na Jerusalem. Nou terwyl Lukas al hierdie verhale vertel, het hy 'n aantal belangrike temas beklemtoon deur dit te herhaal. So eerste is die voortgesette sending na Israel. Wanneer Paulus ook al 'n nuwe stad binnegaan, gaan hy altyd eers na die Joodse sinagoge om die nuus van die opgestane koning Jesus met hulle te deel en hoe hy besig is om 'n nuwe multi-etniese familie van God te vorm. Nou dikwels herken baie mense Jesus as die Messias, maar sommige staan Paulus teë. Soms gooi hulle hom selfs uit die dorp uit as 'n gevaarlike rebel wat die Torah en die Joodse tradisies teëstaan. En hierdie spanning bereik 'n hoogtepunt na die eerste reis, wat lei tot 'n belangrike vergadering in Jerusalem. So ontdek Paulus dat daar Joodse Christene in Antiochië is. En hulle beweer dat, tensy nie Joodse mense Joods raak, deur die besnydenis, die Sabbat hou en by die kosherwette hou, hulle nie kan deel word van Jesus se familie nie. Maar Paulus en Barnabas stem glad nie saam nie. En dus neem hulle hierdie debat na die leierskapsraad in Jerusalem. Nou hier het Petrus, Paulus en Jakobus, die broer van Jesus, almal uit die skrif uit en uit ondervinding gewys dat dit nog altyd God se plan was om al die nasies by sy verbondsfamilie in te sluit. Dis skryf hulle 'n brief wat die nie-Joodse Christene vra om op te hou om aan die heidense offers deel te neem. Maar daar word nie van hulle vereis om 'n etniese Joodse identiteit aan te neem of om die wette van die Torah te gehoorsaam nie. Nou hierdie was baanbrekerswerk vir die geskiedenis van die Jesusbeweging. Jesus is die Joodse Messias, maar hy is ook die opgestane koning van alle nasies. En dus is 'n mens se lidmaatskap van sy mense nie gebaseer op etniese identiteit of die navolging van die Torah se wette nie. Dit is eenvoudig gebaseer daarop om te vertrou in Jesus en om sy onderrig te volg. En dis hierdie multi-etniese realiteit van die Jesusbeweging wat ons lei na die volgende tema wat Lukas wil hê ons in die sendingsreise moet raak sien. Naamlik die botsing van kulture tussen die vroeë Christene en die Griekse en Romeinse wêreld. Lukas teken verskeie konflikte aan in Filippi, Athene en Efese. Paulus gaan en kondig Jesus aan as die openbaring van die enigste ware God en as koning van die wêreld, wat wys dat alle ander gode en afgode magteloos en nutteloos is. En sy boodskap word konstant as ondermyning van die Romeinse leefstyl gesien, terwyl hy beskuldig word dat hy 'n gevaarlike sosiale rebel is. Hierdie verhale wys hoe die multi-etniese Jesusgemeenskappe wat net in een God glo, nie in enige van die kulturele boksies wat vir die Romeine bekend is, inpas nie. Die antieke wêreld het nog nooit iets soos dit gesien nie. En die Christen het meer as net agterdog verwek. 'n ander tema wat Lukas herhaal, is hoe Paulus en die Christene konstant beskuldig word van rebellie, selfs verraad teen Caesar, die Romeinse keiser. Mense het Paulus korrek verstaan. Hy het 'n ander koning aangekondig, Jesus.
En hulle het ook reg gesien dat die Christelike leefwyse 'n uitdaging was vir baie van die Romeinse kulturele waardes. Maar elke keer as Paulus gearresteer en deur die Romeinse amptenare ondervra word, sien hulle geen bedreiging nie en hy word ontslaan. Hierdie verhale wys ons die paradoks wat die vroeë kerk vir die wêreld was. Dit was 'n Joodse messiaanse beweging, maar dit was etnies divers, vol gemeenskappe wat mans en vroue, ryk en arm, slawe en vrymense as gelykes behandel het. En hulle het almal hulle trou slegs aan koning Jesus gegee en aan geen ander god of koning nie. En so die blote feit dat hulle bestaan het, die kernwaardes van die Romeinse kultuur omgetiep. Maar die Christene het geen militêre bedreiging ingehou nie, want Jesus het hulle geleer om mense van vrede te wees. En dus was die enigste misdaad waarvan Paulus en die Christen beskuldig kon word, dat hulle nie regtig ingepas het nie. Hulle was anders as die res van die mense. Die laaste afdeling van die boek fokus op Paulus se getuienis wat van Jerusalem na Romeine versprei. Sy laaste sendingsreis eindig terug in Jerusalem, waar sy kontroversiële reputasie hom vooruitloop. Hy word deur Joodse mense aangeval wat dink dat hy Israel verraai het, wat die aandag van die Romeinse soldate trek, wat dink dat Paulus 'n terroris is van Egipte, wat 'n rebellie wil begin. En so word hy gearresteer. Hiervandaan word Paulus aangekla, eerstens voor die Joodse leiers van die Sanhedrin in Jerusalem, en dan voor 'n reeks Romeinse leiers in Caesarea. Daar's gouverneur Felix, wat Paulus na die volgende gouverneur Festus stuur, wat Paulus uiteindelik voor koning Agrippa bring. Hy is uiteindelik vir jare in die tronk, alhoewel hy by elke verhoor nooit op klagte skuldig bevind word nie. Want al wat hy doen, is om aan te kondig dat sy hoop op die opstanding deur koning Jesus vervul is. Dis glad nie 'n misdaad nie, maar op daardie stadium kan die Romeinse geregstelsel hom nie net wegwys nie. En dus eindig die saak met Paulus wat in Rome se hoogste hof appeleer. Nou sal jy dink dat al hierdie tyd in gevangenis vir Paulus 'n terugslag sou wees, want hy wou graag op die pad wees om nuwe Jesusgemeenskappe te stig. Maar die Gees laat alles in hierdie boek ten goeie saamwerk. En so gee die gevangenskap Paulus tyd om sy belangrikste apostoliese briewe te skryf. En dit word die manier waarop sy sending nalatenskap voortgesit word, lank nadat hy gesterf het. Uiteindelik is Paulus as 'n gevangene na Rome oorgeplaas. En na 'n vreesaanjaende reis oor die Mediterrane See, waar hy amper doodgaan, word Paulus uiteindelik onder huisarrest in Rome geplaas, terwyl hy vir sy uitgestelde verhoor wag. En so is hy in staat om in 'n heel gerieflike huis gereelde vergaderings te hou wat die Jode en nie-Jode bereik. En die boek se laaste woorde gaan oor hoe Paulus die koninkryk van God aankondig en die mense alles openlik leer oor Jesus, die Messias, sonder enige verhindering en reg onder Caesar se neus in Rome. Die verenigde werke van Lukas Handelinge gee ons soveel meer as 'n geskiedenis van Jesus en die vroeë kerk. Hy wys vir ons hoe die koninkryk van God op die aarde gekom het, net soos in die hemel, deur Jesus se lewe, dood en opstanding. Deur die koms van sy Gees, om die kerk te bemagtig om getuienis te lewer van Jerusalem tot aan die eindes van die aarde. Terwyl Lukas die verhaal vertel, het hy vir ons talle voorbeelde gegee van hoe getrouheid aan koning Jesus lyk. Dis om die goeie nuus oor die opgestane koning Jesus te deel in woord en daad. Dit beteken om diverse Jesusgemeenskappe te vorm waar mense van alle soorte bymekaar kom, waar hulle as gelykes behandel word en hulle trou aan koning Jesus gee en lewe volgens dit wat hy hulle leer. En al hierdie dinge word gedoen deur te vertrou op die krag en leiding van die Gees wat die pad vorentoe aanwys. En dit is waaroor die boek van Handelinge gaan.